Eksodus 27 en ons lees saam vanaf vers 9. Jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Aan die suidekant na die suide toe moet daar vir die voorhof behangsels wees van fyn dubbeldraad linne. 100 L moet die lengte vir die een kant wees. Daarby 20 pilare met hulle 20 koper voetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. So moet daar ook aan die noordekant in die lengte behangsels wees 100 L lank. Nou ek wil net gou vinnig sê, ek het verlede week ook gesê, 'n L is min of meer 'n halwe meter, is van jou elleboog tot hier by die punte van jou vingers. So net om julle 'n idee te gee, so as julle dit wil uitwerk, so half meter, min of meer. Daarby 20 pilare met hulle 20 koper voetstukke. Die kramme en die ringe van die pilare moet van silwer wees. En in die breedte van die voorhof aan die weste kant moet daar behangsels van 50 L wees. Daarby 10 pilare en hulle 10 voetstukke. En die breedte van die voorhof aan die ooste kant teen sonop 50 L. Sodat daar 15 L behangsels vir die een kant is, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die ander kant 15 L behangsels, daarby 3 pilare en hulle 3 voetstukke. En vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 L van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Al die pilare van die voorhof moet rondom van silwerringe voorsien wees, hulle kramme moet van silwer wees en hulle voetstukke van koper. Die lengte van die voorhof moet 100 L wees en die breedte 50 by 50 en die hoogte 5 L. Van 5 dubbeldraad linne, daarby voetstukke van koper. Aangaande al die gereedskap van die tabernakel, by sy hele bewerking en al sy penne en al die penne van die voorhof, hulle moet van koper wees. En jy moet die kinders van Israel beveel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê. In die tent van samekoms, buitekant die voorhangsel wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand van die aand tot die môre voor die aangesig van die Here. Dit sal 'n ewige insetting wees in hulle geslagte van die kant van die kinders van Israel. Nou ons lees net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Julle kan net so sit, dan bid ons en ons vra die Here se seën op die oordeenking van sy woord. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend kan stil word voor u aangesig. Dankie Here dat ons 'n voertuig kan hê waarin ons kan ry hierheen. Dankie dat ons hier kan sit. Dankie dat ons die woord uit waar ons uit kan lees. Dankie vir die tegnologie wat ons die beeld hier agter ons so mooi kan beleef en ons as ware duisende jare terugneem tot daar by die tabernakel. Maar vanoggend kom bid ons in besonder as gemeente saam. Here, ons het u nodig. Ons weet, daar is mense wat nou ingeskakel is op Facebook, wat na hierdie boodskap kyk, wat vanoggend nie hier kan wees nie. En so ook allerhande ander mense wat na die tyd hierna gaan kyk en luister. Maar ons wil in besonder vir ons wat hier saam is, wil ons bid en vra ook kosbare Heilige Gees, kom bring hierdie ou boodskap vir ons tot nuwe lewe vandag. Kom help ons om te verstaan. En ons bid dit in totale afhanklikheid van u vanoggend. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou geliefdes, as teksonderdenking wil ek aan julle voorhou vers 16 wat ons saam gelees het. Eksodus 27 vers 16, en vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 L.
van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. Nou ek praat met u nou die Sondagoggend, ons het verlede Sondag begin met die boodskap oor die tabernakel. En ek het vir u gesê dat al is dit in die Ou Testament, moet u dit asseblief nie sien as 'n ou boodskap wat nie van toepassing is op ons nie. Dit is die een onderwerp in die Bybel wat die meeste aandag aan gegee word. Omtrent 50 hoofstukke in die Bybel verwys na die tabernakel. In die Ou en in die Nuwe Testament is daar verwysings na die tabernakel. En ons het verlede week gesê, die tabernakel is ons en hoe ons moet lewe, waar ons kan lewe kry, waar ons kan seëninge kry en so voort. En so gaan ons vanoggend nou aangaan. Ons het verlede week so op 'n afstand gestaan en gekyk na die argitek, wie het dit gemaak, en ons het gekyk wie is daar in beheer, waar kom dit vandaan en alles rondom dit. Maar vandag nooi ek u om saam met my te kom staan hier voor die hek as ware, voor die deur, voor die ingang. En ons gaan dit beleef vandag met die hulp van die Here. Waarom is daar soveel aandag gegee om hierdie poort vir ons so mooi te beskryf? Julle het daar gelees in ons teksonderdenking dat hierdie poort, daar was net een ingang. En hy moet 'n ander kleur wees as die res van hierdie voorhof. Die ander was net wit. Maar hierdie ingang moes uitstaan. Dit moes pers gehad het en purperrooi en so aan. Nou dink nou gou by julleself, ons is daar in 'n vaal woestyn. En ewe skielik kom ons op hierdie ingang af. Daai ingang gaan almal kan sien. Niemand hoef te wonder nie. En ons gaan vandag so bietjie daaroor praat. Nou ek het vir julle gesê dat God het aan Moses verskyn. Moses het daar op die berg geklim en hy het vir 7 dae daar gewag. Hy het nie 'n boodskap van God afgekry nie. Vir 7 dae lank wag hy op die Here. En op die 7de dag, toe kom die Here daar in 'n wolkkolom en hy roep vir Moses en hy sê kom hier. En hy was vir 40 dae by God gewees. Vir 40 dae kry hy die boodskap van die tabernakel. Elke ding hoe dit gebou moet word, al die instruksies rondom dit. So wat sê dit vir ons? As die Here 40 dae spandeer om met Moses die boodskap te deel, presies hoe elke ding moet wees, en julle het daar gelees, dit moet soveel meter wees, ek sê dit maar in ons taal, soveel meter, soveel sentimeter van dit gemaak, presies alles in detail, vir 40 dae lank. Nou wat is die tabernakel? Verskoon die wat er verlede week hier was, maar dit gee net vir ons bietjie 'n idee van hoe die tabernakel en wat was die tabernakel. So kyk gou saam met my daar.
Nou ja, weer eens is julle bevoorreg vandag om te sommer daar in die allerheiligste in te gaan, daar waar net die hoëpriester kon ingaan, eenmal 'n jaar, en die ark wat daar was. Hoe bevoorreg is ons om vandag net 'n idee te kry van wat die tabernakel is. Nou, die tabernakel het daar gestaan in die woestyn, en as ons daar so afkom, sou daar hierdie ou valtentjies rondom wees van die Israeliete. Valtente. Want hulle het al hulle klere wat hulle gehad het, die materiaal wat so mooi was, en goud en silwer, julle onthou verlede week, het hulle vir God gegee, het hulle vir Moses gegee, dis by die tabernakel. So hier rondom is dit vaal, maar hierdie tabernakel staan uit, en die boodskap van die tabernakel is, kom hierheen, is iets anders. Sal julle my glo as ek vandag ook sê, dat die boodskap vandag is nog steeds, daar's iets anders by die tabernakel. Dis hoekom dit so mooi wit rondom is, dis hoekom die poort soveel kleure het, dis hoekom alles so uitstaan. Hierdie tabernakel tussen hierdie 2-3 miljoen mense, en hulle tentjies wat daar was, ek meen daar was dalk, veral wat ons weet, 1 miljoen tente gewees. Maar hierdie struktuur het uitgestaan, bo alles. Ek hoef nie dit te gesoek het nie. Ek sou dit definitief gesien het. En vandag wil ons 'n bietjie met u praat oor hierdie ingang wat daar was. Daar was net een ingang gewees. Ja, ek gaan 'n bietjie praat oor die heining ook, want die heining maak ook saak as 'n mens wil praat oor die ingang. Daar was net een ingang gewees. En sal julle my glo, dat as ek sê daar was net een ingang gewees, en hy het 4 pilare gehad, en hy het pers en rooi ingehaat, waarvan spreek dit? Het Jesus nie gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie? Het hy nie gesê, ek is die deur, wie deur my ingaan sal gered word nie? Jesus Christus is vandag nog daai poort, en dis hoekom daai poort se kleure so uitgestaan het, is om te wys daar's iets anders. En luister, ek kan vandag vir julle sê, na aanleiding van ons Bybelstudies, ons nou al gekyk het na die moslim geloof en al die gelowe daar buite, en ek sê dit nou vandag met respek, maar die ou Jesus is my God, dit is val daar buite. Maar hier by Jesus is daar kleur, daar's lewe, daar's lig. En dis hoekom hierdie kleure so 'n groot rol speel. Ek wil vandag met julle praat oor die heining en oor die ingang wat daar was. Nou, kom ons kyk na die omheining. Die Here sê daar in vers 9 vir Moses, jy moet ook die voorhof van die tabernakel maak. Nou die tabernakel was eintlik net daai klein deeltjie wat julle daar binne kan sien, daar waar die rookies nou uitkom, daai is eintlik die heiligdom. Dit het bestaan uit 2 dele, die heiligdom en die allerheiligste. So hierdie is nou basies die buitekant, die voorhof soos wat ons dit dan nou ken, die omheining wat daar was. Nou dink net gou vir 'n oomblik weer saam met my. Hier kom ons oor 'n bergie. Ons kom nou hier op die woestyn af, en hier sien ons ewe skielik is daar 2, 3, 4 miljoen mense. En hier is klomp tente, maar onmiddellik sien ons hierdie tabernakel raak. Hoekom gaan ons dit dadelik raak sien? Want sien, die heining is spierwit. Hulle moes gesorg het volgens God se instruksies dat dit spierwit was. En behalwe dat dit wit was, het dit uit 60 pilare bestaan. En daai 60 pilare het natuurlik koper voetstukke gehad, daar was silwer daarin gewees. So dink nou gou vir julleself in daardie woestyn, hoe staan hierdie struktuur uit? 'n Groot struktuur wat net een ding verkondig. Kom hierheen, hier's iets anders. Hier is iets anders. Hoe wonderlik om dit te kan aanskou. Daai voorhof, die heining wat daar was. Nou, daardie omheining was, as 'n mens dit nou so gaan uitwerk, was dit omtrent so 46 meter lank gewees. So, dit was nogal redelik groot gewees. 46 meter lank, en die breedte was omtrent so 23 meter gewees. So, 46 meter lank, en die breedte 23 meter. En hoe hoog was daai wit lappe gewees, wat julle nou daar kan sien? Die Here sê presies 2.3 meter. So ek is so 1.8 daarom. So ek sal nie daar kan oorkyk nie. Ek sal nie daar kan oorgaan nie.
ek moet deurgaan. Kan nie oorklim nie, moet deurgaan. Net een ingang wat daar was. So hierdie omheining sê vir my, luister, daar's 'n skeiding. Daar's 'n skeiding tussen hier waar God is. Julle onthou verlede week het ek daai teksvers aangehaal waar die Here gesê het, bou vir my 'n tabernakel want ek wil onder die mense woon. Dis waar God is. Dit is waar hy besonderlik teenwoordig is. So wat sê dit vandag vir ons? Daar's 'n skeiding tussen die wêreld en God. Ek kan nie die wêreld lief hê en God wil dien nie. Ek moet anderster wees. En dit is die boodskap van heiligmaak. En ons gaan nog daarna ook kyk in hierdie reeks van Sondagoggende. Ons moet 'n heilige lewe leef. En heilig beteken nie ek loop met die Bybel onder my arm nie. Help nie, ek ken net die ou teksversies nie. Dit maak nie my heilig nie. Wat beteken heilig? Om anders te wees. Om anders te wees, dis dit. Dis hoekom die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Daar's niks en niemand soos God nie, hy's anders. So terwyl hy anders is, sê hy, wees julle ook anders. Ek kan nie meng met die wêreld nie, want dan is ek nie anders nie. As ek maar net soos die wêreld. So, daar's 'n boodskap hierin, hierdie heining, van skeiding tussen lig en duisternis. En almal wat buitekant daai voorhof is, almal van hulle kan nie die seëninge van God beleef nie. Kan dit nie beleef as ek daar buitekant staan nie. Kan dit nie beleef nie. Ek moet daar ingaan. Net binnekant hierdie voorhof en binne in die heiligdom en die allerheiligste is daar seëninge. Nou die belangrikheid of die behangsels het ook 'n verhaal wat dit vir ons vertel, 'n boodskap wat dit vir ons gee. Die behangsels van fyn wit lappe. Nou weer eens, hier kom ons in hierdie bruin, vaal woestyn. Daar was eintlik die wildernis gewees. So dit het so 'n bietjie anders gelyk as ons idee van, nou kom ons sê nou maar die name woestyn en so 'n bietjie anders gelyk, maar nog steeds vaal. Ons weet daar was 'n watertekort gewees, want hulle het hoeveel keer van die Here gevra om vir hulle water te voorsien, en as daar nie water is, dan is daar nie veel lewe nie, so dis maar vaal daar buite. Maar hier is ewe skielik spierwit lappe. En deurgangs sê die Here vir ons in die woord, wat? Kom na my toe. Ek wil julle skoon was. Soos ek daai heining vandag sien, as julle daardie heining sien, wat so wit is, dan moet julle onmiddellik weet, en julle moet onmiddellik dink dat vandag in 2024, sê God nog steeds vir ons iets. Ek wil jou skoon was. Ek wil jou skoon was van jou sonde. En ons kan dit net beleef as ons binnekant toe gaan, en julle gaan nou nog sien, volgende Sondag gaan ek met julle praat oor die brandofferaltaar. En dan gaan julle sien alles rondom die brandofferaltaar, wat daar gebeur, en daar is nog die koper waskom ensovoorts, maar dit alles praat oor reiniging, vergifnis ensovoorts. Ek kan dit nie beleef as ek buite is, ek moet binnekant toe gaan. So daai wit linne, daai wit lappe, sê vir ons een ding, God se geregtigheid. Want God meng nie met sonde nie, en ons weet Jesus self staan vir geregtigheid. Openbaring 19 vers 7 tot 8, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Die dag as ek en u gered word, ontvang ons daai wit linne van die Here af, wit lappe, kry ons van die Here af. So wat sê dit as ons nou dink aan die tabernakel? As ek deur daai poort gaan, dan beleef ek hierdie wit lappe, dan beleef ek eers die lig van God wat daar is. En daarom praat dit van 'n geredde persoon. Iemand wat skoon gewas is deur die bloed van die lam. So hierdie wit lappe sê al klaar vir ons, hier binne is daar sonde vergifnis. As jy vandag sit met sonde in jou lewe, en jy weet nie hoe om vry te kom van dit nie, daar binnekant is daar by die Here, is daar vergifnis, daar is die vergifnis van die Here. Niks wat vuil is, kan ingaan
in die koninkryk van die Here nie. Matteus 22 vers 12 tot 13 sê, en hy sê van vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis, daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou baie mense dink daar is dalk 'n kans volgens daai teksvers om dalk aan te kom, al het jy 'n besoedelde kleed. Nee, dis nie wat die bedoeling is van hierdie teksversie. Hierdie teksvers bedoel, luister, jy kan nie daar wees nie. Dis kom hy uitgewerp word. Jy kan nie daar in die koninkryk van God wees as jy nog nooit skoon gewas is deur die bloed van die lam nie. Jy kan nie. En daarom is dit so belangrik om dit te weet. En daar binnekant, hierdie lappe, sê ek weer, roep uit, hier is reiniging, hier is vergifnis. Maar dit help nie 'n mens staan maar net hier buitekant nie. Die boodskap hoor ek, en ek dink dis ons baie kerkgangers vandag, nee? Ons hoor die evangelie, ons hoor hoe ons moet heilig lewe, ons hoor die Here Jesus is op pad, hy gaan ons kom haal, ons hoor al die dinge, maar ons doen niks daaraan nie. Klink dit bekend? Ja. Ons hoor hoeveel boodskappe, maar gaan kyk daar buite, hoe lyk die wêreld nog steeds. Dit help nie, ons staan net hier buite, en ons kyk maar net vir die lappe en sê, wow, die Here kan hom maar skoon maak, hoor. Wow, die Here kan vergifnis gee nie, maar ek gaan nooit in nie. Dit help niks nie. So die boodskap is daar, ja, al staan ek buite, ek kan dit sien, 2.3 meter hoë lappe, 46 meter lank, ek kan dit sien, ek kan sien, hier is iets anders. Maar as ek hier daar ingaan nie, help het niks, ek staan maar net daar nie. Dat dink my so aan, in my bediening, hoe daar op 'n stadium, 'n man, daar by 'n hek stop. Gelukkig was ek buite in die tuin besig. En hy stop daar, ek was by die kerk se tuin besig gewees. En hier stop hy voor die hek. Ek ken die man nie. En ek sien dit lyk of hy my soek, of hy soek iemand. Hy klim uit. En die man is besig om te huil en ek maak die hek oop. En hy sê vir my, ja nee, ek wou vandag my eie lewe geneem het. Maar ek het net geweet, hier gaan die Here met my kom praat. En ek meen die Here praat met ons ooralste. Maar sien hierdie man in sy nood, in sy toestand, het hy besef, by die kerk is daar iets anders. En hy kom soek sy hulp daar, en hoe wonderlik dat ek met daai man 'n pad kon stap. Maar sien, moenie net vaskyk in die kerkgebou nie, dis niks. Kyk vandag vas in die Here. By hom is daar vergifnis. So, die hele omheining wys vir ons, dat God nie meng met ongeregtigheid nie. Ek moet ingaan, hy wil skoon was. En dit laat dink my so aan daai baie bekende teks as Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En weet jy wat, daai priesters wat hier binnekant gewerk het, waar hier by die brandofferaltaar en daar by die koper was kom, hulle het gehelp. Hulle het jou gehelp daarso, sodat jy vergifnis kan kry. Hulle het jou nie vergifnis gegee nie, maar hulle het gewerk. Die Here het gesê, wat was daai priesters se take gewees? Maar ek dink sommer so by myself, kom gou saam met my daar in die voorhof. Ek en u is nou priesters, kom ons sê ons is nou hier in die voorhof. En hier buitekant staan daar iemand en hy skree, hallo, ek wil inkom, hallo, ek wil ook vergifnis hê. Ons gaan ons nie steur aan daai persoon nie. Ons is hier besig. Al wat ons gaan sê, jongens, jy wil kom daar is die deur, kom in. So eenvoudig soos dit. En net so ook hierdie boodskap. Ek kan daar buite staan en ek moet weet, hierdie boodskap, hierdie wit lappe sê vir my, ek is verwyderd van God af. Ek is verwyderd van God af. Maar dan was ook die pilare gewees. Nou ja, hulle het koper voetstukke gehad en silwer bo en alles was baie mooi deur die Here vir hulle gegee. Koper voetstukke en silwer bo, en ons gaan nog ook so 'n bietjie kyk na daardie klere in hierdie Sondagoggende. Maar waar dink 'n mens as 'n mens aan hout dink? 'n Mens dink aan hout wat vergaan. Hout hou nie vir altyd nie. Hout kan vergaan op sy eie, as daar nie 'n behandeling is vir daardie hout nie.
En onmiddellik sê daardie hout vir my, as ek dink aan iets wat tot niet kan gaan. Die koper kan bly staan, die silwer kan bly staan. Maar hoekom hout? Hoekom het hulle nie maar koper pilare gemaak nie? Hoekom het hulle nie goue pilare gehad nie? Ek meen, hulle het soveel materiaal gehad. Hoekom hout? Want die Here probeer vir ons iets daardeur sê. Dit verwys na die mens. Ons is nietige mense. En as ek nie behandel word met respek gesê nie, dan gaan ek nie vir ewig kan bly nie. Gaan vat daai hout, gaan behandel hom met vernis of so. As ek hom elke keer behandel, wat gebeur met daai hout? Hy bly. Hy hou. Maar as ek daardie hout nie behandel nie, gaan dit nie hou nie. En dit is die boodskap ook vir ons. Maar nou spreek dit van die hout, en nou kom die Here en hy sê, luister, ek kan iets aan jou doen. Jy wat 'n nietige mens is, ek kan jou behandel, dat jy tot in alle ewigheid hou. Die Here sê dit self in Openbaring 3 vers 11 tot 12, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. So wat sê die Here? Met respek gesê, luister, ek kan jou behandel, dat jy vir ewig sal bestaan. Daai teks, as jy dit nou kan opsom, is dit, ek kan jou as 'n nietige mens behandel, dat jy tot in alle ewigheid bly staan, dat jy in die koninkryk op die nuwe aarde selfs sal bestaan. Dis wat die Here vir ons kan doen. So is dit toevallig, dat die Here in Openbaring 3 vir ons praat van pilare nie. As 'n mens dink aan die boodskap van die tabernakel. En as ons in hom geanker is, hy sê ons, wie in my bly, sal veel vrug dra. Wie in hom geanker is, sal veel vrug dra. So, die wit lappe en die pilare wys vir ons, hoe lyk iemand wat gered is. Iemand wat daar binne kan staan. Maar dis die boodskap van redding. Hier is redding vir jou. Ek kan jou anders maak. Maar dan natuurlik, kom ons by die ingang. Die poort, die hek, die deur. Die Here sê in Eksodus 27 vers 16, en vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 el, van pers, purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linne, veelkleurige werk, daarby 4 pilare en hulle 4 voetstukke. En vir die poort van die voorhof 'n bedekking van 20 el. So hoe groot was hierdie poort gewees? Min of meer 10 meter. Dit was enorm groot gewees. So ek hoef nie te wonder, ek wonder waar is die ingang nie. Ek gaan dit duidelik kan sien. En nie net is die grootte daar nie, die kleure is ook daar. So duidelik staan hierdie ingang uit bo alles. As daar iets is wat baie kleure gehad het, dan was dit hierdie poort. Wat uitgeskreeuw het, hier is ek, as ek dit so kan stel. Hier is ek, hier hoef jy te wonder en kom hier. Dit wys vir ons 'n sigbare boodskap, oop en bloot vir ons almal. Nou, behalwe dat dit duidelik sigbaar was dit soos wat julle nou daar kan sien, het dit baie uitgestaan vir almal en 'n veelkleurige werk gehad van pers en rooi. Nou ek dink nou maar by myself, waar in die woestyn, pers. 'n snaakse kleur om daar te sien. En rooi. En hier sien 'n mens dit, 10 meter breed. Hierdie lappe, onthou 2.3 meter plus nog 10 meter. Wat sê dit vir my? Ek kan dit duidelik sien. En vriende, hierdie kleure is nie toevallig nie. Dit is nie toevallig dat die Here hierdie kleure gekies het nie. Dit alles dui op Jesus Christus. Ek sê weer, hy het ons gesê, ek is die deur, wie deur my ingaan sal gered word. Hy het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe.
Ek hoop julle weet waar staan dit, want dit moet jy in jou hart inbrand, sodat jy vir iemand kan sê, soos 'n moslim of wie ook al, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid, die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Gaan soek uit teksvers en leer hom. Waarop wys die pers? Wat sê ons ook van pers? Dis 'n koninklike kleer, né? 'n koninklike kleer. Ja, so was die konings, selfs in die Bybelse tyd, gaan kyk maar Salomo en Dawid en baie van die ander konings, het altyd 'n perskleed gedra. Ons lees van Jesus byvoorbeeld in Johannes 19 vers 2, en die soldaat het 'n kroon van dorings gevleg, en het op sy hoof gesit, en 'n purperkleed op hom, om hom gewerp. Nou daai purper is pers, wat hulle om hom gewerp het, daarmee om te sê, jy's mos nou die koning van die Jode, nee, kom ons trek nou maar dit vir jou aan. En hulle het nooit geweet dat hulle in God se hand inspeel nie. Hulle het gedink hulle maak hom 'n bespotting, maar toe hulle daardie kleed om hom sit, toe bevestig hulle hierdie man is 'n koning. En hulle bevestig daarmee saam wat die tabernakel boodskap is. Toe Jesus gesê het, ek is die poort, toe hulle daai perskleed om hom sit, toe sê hulle, goed, hier is die klewe van die poort. Niks is toevallig nie. Kyk, hoe speel hulle in God se hand in. Wonder wie dit vir hulle daai gedagte gegee. Nee, kom ons vat nou maar 'n perskleed en ons sit dit daarom. God. Want hy wil dit vir ons neerskryf in ons Bybel, sodat ek en u in 2024 kan sien, dit alles wys na Jesus. 'n eeueoue boodskap van die tabernakel, die poort wat pers is. En hier is Jesus Christus, wat gesê het, hy is die weg, word beklee met pers. En onthou wie ons het gesê, dat die wit ook daar was, onthou, daar was ook 'n bietjie wit daarin, alhoewel die Here sê dit moet pers en rooi was, want dit was wit lappe gewees, wat hulle dan nou so gevlek het en so voort. Nou, dink gou weer aan die wit, wat sê die wit ook vir ons? Die wit omheining, presies alles, dit dui ook op Jesus Christus. Dis hoekom ek sê, buitekant is daar nie seëninge nie, net binnekant is daar seëninge, want ons lees van Jesus, hoe dat Petrus self sê, Petrus wat saam met Jesus gewandel het, hy sê daar in 1 Petrus 2 vers 22, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. So wat sien ons as ons nou dink aan Jesus na aanleiding van daai teksvers? Skoon en wit. Skoon. Die mooiste wit, daai skoon, rein, dis wat daai boodskap vir ons wys. En waarna wys die rooi? Wel, ek dink dit is maklik, die kinders sal ook weet. Wat het Jesus gegee op Golgotha? Sy bloed. En nou is daar 'n ou boodskap van een van die profete, Jesaja, hoe dat hy ook praat van hierdie rooi, en hy bring dit in vergelyking met die Messias, met Jesus Christus, wat vir ons sterf. Kyk wat sê Jesaja in Jesaja 63 vers 2 tot 3, waarom is u gewaad so rooi? En u klewe soos die van een wat die wynpers trap. Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie, en ek het hulle getrap in my toorn, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en ek my hele gewaad bevlek het. So, waarna verwys daai sap? Het julle getrap? Dit verwys na bloed van mense. En so het Jesus ons sonde op hom geneem, en hy het sy bloed gegee. So, daai teksvers sê dat Jesus ook 'n kleed aan het, wat bevlek is met bloed, rooi. Bloed is rooi. Maak nie saak vir wat se rugbyspan jy skreeu nie, maak nie saak aan wat se politieke party jy behoort nie, bloed is rooi. En so kom die Here en hy sê vir ons, ek is daai ene, weer eens, nie net die pers wat toevallig is nie, maar ook dit wat Jesaja sê, daai rooi kleed. So, dit wys alles vir ons na Jesus. Maar nou is daar nog iets. Hierdie poort was nou omtrent 10 meter breed gewees, en hoeveel pilare het hy gehad? Wie het dit ook gelees? 4. Die Here sê duidelik 4 pilare.
En as julle nou 'n goeie Bybelstudent was, sou julle al die volgende raak gelees het, en dalk het julle so 'n vraag in jou gemoed gehad, rondom dit, waarna verwys dit dan? Sal julle my glo as ek sê dat hierdie 4 pilare verwys na die 4 evangelies, maar die boodskap wat hulle verkondig het oor Jesus Christus? Hoekom is dit nie 5 pilare nie? Hoekom is dit nie 3 pilare nie? Hoekom spesifiek 4? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Daar's 'n ou boodskap in die Ou Testament wat verwys na hierdie 4. Het julle geweet dat daar is nie toevallig dat daar 4 evangelies was nie? Dit word al voorspel in die Ou Testament. In Esegiel 1 vers 10 lees ons, Esegiel was ook 'n profeet gewees, en hy kry die visioen van die Here af, en kyk wat skryf hy daar, Esegiel 1 vers 10, en hulle aangesig het gelyk soos die gesig van 'n mens, nommer 1, en al 4 het die gesig van 'n leeu gehad, en, gehad aan die regterkant, en al 4 het die gesig van 'n bees aan die linkerkant, ook het al 4 die gesig van 'n arend gehad. Nou gaan lees bietjie, met daai gedagte, gaan lees bietjie die evangelies. Hoe het Matteus Jesus uitgebeeld die heeltyd uitgebeeld as die leeu van Juda? Hy het aan die Jode geskryf, en hoeveel keer het hy Jesus voorgehou as daardie een uit die stam van Juda, die leeu van Juda? En Markus, wat het Markus van Jesus geskryf? Die heeltyd het hy geskryf, ek het gekom om julle te dien. Ek is die dienskneg. Wat sê 'n dienskneg vir ons? 'n bees, 'n os. Daai os wat daai ploeg moes trek. Dit is hoe Markus Jesus uitbeeld aan ons. En dan die derde, Dr. Lukas, wat skryf hy van Jesus? Hy het onder andere hierdie teksvers, want die seun van die mens het gekom. Kom skryf hy dit so, om hierdie tot waarheid te bring. Die gesig van 'n mens. Kan julle dit sien? Gesig van 'n bees, en al 4 die gesig van 'n arend gehad, gesig van 'n leeu, 'n gesig van 'n mens. Dit was Dr. Lukas. En dan die 4de, die arend. Nou Johannes, hy begin sommer dadelik. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daai arend wat uitstyg bo alles. Johannes hou Jesus voor as die seun van God. Hy praat nie van die seun van die mens nie, hy praat van die seun van God. Kan julle sien hoe hierdie 4 pilare dieselfde boodskap verkondig? En dit is hoekom Esegiel sê hulle al 4 het hierdie gesig, al 4 het daai gesig ensovoorts. Hoekom? Want hulle praat dieselfde taal. Hulle praat dieselfde boodskap. So ek sê weer, is dit toevallig dat daar net 4 pilare was? Is dit toevallig dat daar net 4 evangeliste was wat dit vir ons neergeskryf het? Hoekom was daar nie nog 'n 5de ene nie? Want dit alles sê vir ons dat tot in 2024 roep die tabernakel uit. Hier is redding. Hier is heiligheid vir jou en vir my. Nou vriende, deur daardie 2.3 meter hoë omheining wat om hierdie tabernakel gespan is, kan ons nie dit beleef wat daar binnekant is nie. Daar binnekant, by die brandofferaltaar, julle gaan nou dit nog hoor in die opkomende Sondagoggende, by die brandofferaltaar was waar hulle vergifnis vir sondes gekry het. Maar daar was baie dinge wat daar rondom gebeur het. En ook by die koper waskom, en uiteindelik by die heiligdom, daar waar die kandelaar is, daar waar die tafel met die toonbrode is, ensovoorts. Ons gaan al daardie dinge nog kyk, maar ek en u kan dit nie beleef as ons hier buite is nie. Jy kan nie ongered wees, met ander woorde, en die seëninge van God beleef nie. Dit help nie jy sê jy's 'n Christen, maar jy het nog nooit ingegaan deur Jesus Christus nie. Help nie, dan staan jy net daar buite. Jy sien die boodskap, en weet jy, hoeveel mense het ek al gevra, jong, gaan jy hemel toe as jy sterf? Ja, nee, ek noem nie, ek gaan hemel toe. En dan vra ek hulle bietjie uit. En weet jy, waar kry ek die gedagte, waar staan hulle? Nog buitekant. Hulle ken die boodskap, en hoe gevaarlik is dit, om die boodskap te ken, maar nooit self in te gaan nie. Die boodskap is, daar's net een poort, en jy moet daar ingaan. Johannes 14 vers 6, sê Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie.
Johannes 10 vers 9 sê, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en veiding vind. Weer eens, hierdie poort is sigbaar vandag. So wat wil Jesus vandag vir jou sê? Jesus wil vandag vir jou sê, luister, ek het dit gedoen vir jou op Golgotha. Moet dit nooit vergeet nie. En ek wil vandag weer sê, daar's 1 of 2 of 3 onder ons, wat nog hier buitekant staan. U ken die evangelie boodskap. U ken selfs die Bybel, u lees dit dalk by die huis. U bid, u kom kerk toe, u doen al daai wonderlike dinge. Maar staan nog hier buitekant. Jesus het dit nie gedoen, dat jy net daar buitekant moet staan nie. En daai boodskap wat daar is, ek hou van daai prentjie, is eintlik nog nie eens werklikheid hoe Jesus gelyk het nie, want Jesaja 52 sê vir ons, hy het nie eens meer gelyk soos 'n mens nie. En ek kan onthou, eendag het 'n tannie vir my gesê, "O, dominee, jy moet nie daai prentjie vir die kinders opsit nie, hoekom nie?" Hulle moet van kleintyd af weet, wat het Jesus vir jou gedoen? Wat het Jesus vir jou gedoen? Ons wil dit te mooi inkleer. Maar ek praat vandag met daai 1 of 2 of 3 wat hier sit, wat nog buite kan staan. Luister, jy kan sê jy die Here, jy het al daai dinge, maar jy gaan nie daai seën van die Here hê as jy buite staan nie. Jy moet ingaan. En interessant, daai poort het nie 'n hond geloop en skus ek so uitdruk, maar mense gehap en hulle gegryp en so nie. Daai poort het stil gestaan daar. Die boodskap was verkondig. Hierso, kom hier in. So wat moet jy doen as mens? Help nie jy sê God moet maar besluit na ek dood gegaan het nie. Hy gaan nie besluit nie. Hy het klaar besluit. Hy het klaar besluit om daai poort daar te sit met hierdie kleure wat uitroep, kom hier in. So wat moet jy doen vandag? Jy moet ingaan. Jy moet vandag in gebed gaan en sê, jou Jesus, hier is ek. Dis ek. En weet jy wat is hy mooi? As jy uitroep na Jesus, dan kom doen hy daai werk. So kom daar staan, uit genade word julle gered. Hy kom en dan kom gryp hy my. En hy kom verander my totaal. Want help nie jy staan daar buite nie. So die verantwoordelikheid lê by jou om in te gaan. Nog steeds dieselfde boodskap vandag. Kom in. Amen. Nou ons gaan net so sit en dan gaan ek sommer 'n bietjie vir Dominee Dries vra om vir ons 'n gebed te doen. Dankie Dominee Dries. Baie dankie vir hierdie kragtige woord. Ek weet nie wat die res toe sê, hy sê dat die prentjie volledig kan inkludeer. Dit staan so duidelik in die woord. Die Here, alles van hierdie woord sê vanoggend, kom na my toe. Bly die Here Jesus, ons advokaat in hierdie oomblikke word. Maar o Here, ons weet dat daar 'n dag gaan kom wat die advokaat 'n posisie gaan verander, sy posisie gaan verander. Dan gaan hy regter wees. En dan gaan hy oor mense se lot beslis. En soos daar aan die begin van die woord, gepredikte woord gekom het, daar die teksvers wat gesê, wat soek jy hier? Dis nie jou plek nie, jy hoort nie hier nie. Jy het nooit gewas geword nie. Jou kleed is nie wit nie. Jesus het jou nie gewas nie, ek ken jou nie, gaan weg van by jou vervloekte. En Here, dit breek ons hart as gemeente om te dink daaraan dat hier dalk iemand kan sit vanmôre wat nie deur die bloed van die lam gewas is nie. Wat godsdienst het. You've got a religion, but not a relationship. Das nie 'n verhoudingslewe met God nie. Dis waaroor ons kom bid, Here. Terwyl ons in hierdie dae kom, die kerk van die Here Jesus, die Christendom gebombardeer word deur die onheiligste vergaanse goed wat jy kan kry onder die son. Here, daar is nie nog 'n tyd wat die kerk voor die oop deur van vervolging staan, soos nou. Here, dan gaan die sterk manne en vroue, hulle gaan staan en bely.
Hulle gaan nie ingee en toegee as ons dalk met ons lewe moet. Ons wil bid, Here, dat ons vanmôre gebruik maak as kind van God op. Hierdie week het ek maar weer vir U gesê, Here, daar's niemand anders as U. Dit help nie ek soek rond en ek krap rond. U het die woord van die ewige lewe, soos Petrus die ander disippels gesê. Ons kom na U toe, Here, vir elke siel wat in hierdie gebou is vanmôre. En ek bid dat elke persoon vanmôre eerlik met hom of haarself sal wees. En dat ons waarlik by U sal uitkom. Of ek 'n kind van God is of nie. Dat hierdie woord van die tabernakel ons sal gryp. En ons sal hom op ons knieë en U sal nader trek, sodat ons beter word. Here, sodat ons anders word, anders lyk, anders praat, anders optree. Dis nie net my gebed vir ander nie, Here, maar in die eerste plek vir myself. Here, ons bid vir ons pastorie paar, want dis waar die bose begin. Hy sal hulle eerste, sal hulle kinders, hy sal eerste raad maak. En ons wil hulle toedek, ons wil hulle toegooi soos met 'n kombers, om die beskerming van Gods genade besonder door die SP, wat hierdie woord in hierdie afsienbare tyd bring. Here, ons weet, dat die evangeliepredikers wat hierdie diepe woord bring, is in die versiere van die wisse. Maar Here, dit maak nie saak, ons is nie onnodig nie. Ons weet, dat Gods beskerming oortref ons. Seën dat die Here, seën ons gemeente, en word verheerlik van ons asseblief. Amen. Baie dankie. Nou